dankie Alma dat jy ingestem het en ek weet jy was nie baie gemaklik met die idee van 'n kamera nie, maar ons gaan net kyk. Ek is nog steeds nie, Philip. Ek verstaan dit. Ek het vir my ma ook die dag gesê, vergeet die kamera, maar sy sê is vir haar moeilik. Ek gaan met jou gesels. Gesels met my. Dis reg. Goed. Alma, ons moet lostrek want ek wil baie dinge by jou hoor. Die storie het begin deurdat jy 'n yoga instruktrise geword het en ek het gedink kom ons bemark dit. Maar daarmee saam moet ons jou storie hoor. Okay. So vertel my jou storie. Okay. Ek is 'n gebore Vrystater. Mhm. 'n terreinkind, wat dit beteken is my pa was in die gevangenisdiens, deesdae se korrektiewe dienste. Ja. So ons het letterlik elke jaar September kry jy trekbriewe en dan besluit hulle waarheen trek jy nou vir die volgende ruk. Wat beteken dit ek het in elke provinsie van die land gebly. Ja. Was in 6 skole gewees. Die voordeel, ek probeer altyd die goue randjies. Ja, ja. So die voordeel daarvan is ek het vroeg in my lewe geleer om met verandering te deel. En ek het die land leer ken en my pa daarvan gehou om rond te ry en dis waar my ma praat van my skuurgier. Waar my skuurgier vandaan kom van ek hou van rondry, ek hou daarvan om nuwe plekke te sien, 'n nuwe plekke en ek is passievol lief vir ons land en ek gaan soveel as moontlik daar's min plekke in Suid-Afrika wat ek nog nie gesien. Ek hou van rondry en ek hou van plekke gaan kyk. Ja. En beleef. So ek het net die land leer ken en die voordeel daarvan is vandag nog ken ek mense reg oor Suid-Afrika want jy het mense leer ken en hulle bly reg oor Suid-Afrika en ek ken mense reg oor Suid-Afrika. Ja, so nee, ons het nie baie vakansie gehou nie. Ek ben my pa se staatsdiensamptenaar, daar was nie baie geld gewees nie. Is nooit honger gely nie en ek het nooit gedink daar's enige tekort nie. Ek weet dit swaar gekry of dit was moeilik. Maar ons het basies sê maar 2 maal of 1 maal 'n jaar gaan vakansie. Hartenbos of jy weet die hart van die Afrikaner. Ja. Ja, dis reg. En die trein het mos intoe gehardloop. Desember maand vir die spoorweg. Ja. Gesinne. Ja, en my oupa was op die spoorweeg gewees. So ek het van standaard 5 tot 'n matriek elke jaar vir 6 weke saam met hulle Hartenbos toe gegaan. Ja, dis lekker. Ja, dit was wonderlik geweest. En ek het was baie lief vir hulle geweest. Dit was 'n kosbare deel van my lewe is daai ouma en oupa van my. Ja, wat vir my interessant daarvan is julle het nou kort getrek, maar daai was 'n konstante. Ja. 'n konstante. Dis korrek. Wow, ja. Dis reg. So jy was 'n gelukkige kind. 'n Baie normale, gelukkige huis gehad, normale ma en pa. Ja, ek dink aan my kinderdae 'n baie gelukkige, normale kindertyd. Ja, en 'n boetie wat 6 jaar jonger as ek is en 'n sussie wat 12 jaar jonger as ek is. Genigtig. So jy's ook ousus. Ek's ousus. Is dit dink jy ook waarom jy so dinge presies doen in die lewe? Jy's 'n raakvatter. Dit is. Ek weet nie, dit kan dalk iets daarmee te doen hê. Ek weet my ma het altyd en dis of my altyd kosbaar bly is dat as ons so getrek het, dis ontwrigtend. Jy het nou net maatjies gemaak en ingepas by 'n skool en nou is dit 'n jaar of 2 of 3 later en hier gaan jy alweer en jy moet weer van voor af aanpas en daai tyd het die kurrikulum by die skole baie verander. So jy moes elke keer van voor af weer dit raak vat en elke keer as ons op 'n nuwe plek gekom en dan het my ma gesê ons is nou hier, kom ons maak die beste daarvan. En dis iets wat ek altyd sal onthou. Jy weet, dis daai ons is nou hier, kom ons maak die beste daarvan. En ek dink dis maar waar ek is. Ek is dis nou wat gebeur het, kom ons maak die beste hiervan. Kom ons sien die positief hierin. En Nico was ook een van daai mense wat in my lewe was wat net nooit ooit die negatiewe gesien het. Dit kan hoe sleg gaan met enigiets in ons land, in 'n besigheid, in enigiets en hy sal altyd die positiewe daarin gesien het. Jette. Jy's 'n soliede mens. Jy's sterk en ek dink jy's 'n no-nonsense mens, moet ek sê. Dis hoe ek jou lees. Kyk, ek mag verkeerd wees, maar dis die gevoel wat ek kry en as jy my vertel jy het gelukkige, gesonde kinderjare gehad, dan verduidelik dit vir my dat jy is sterk. Maar toe het pyn jou kant toe gekom. Philip, elke mens het pyn in sy lewe en ek dink dit hang ook maar af hoe ons daarmee deel. Ja, ek het 'n soliede
kindertyd gehad. My wortels was baie sterk geweest. Maar ek dink partykeer was my wortels te sterk en my vlerke nie sterk genoeg nie. So toe ek nou matriek kom en nou moet ek besluit wat gaan ek studeer? Ek dink daai dit as jy redelik goed gedoen het op skool, dan het jy beurse en lenings en allerlei goedes vir jou op 'n skinkbord aangebied. Ja. En ek was te bang om by die huis uit te gaan. Maar Ek was te bang om universiteit toe te gaan in hierdie groot vreemde wêreld in alleen en ek het op die ou end nie gaan studeer nie. my jene. Ek het begin werk en ek is op 20 het ek my man ontmoet en op 21 is ek getroud. Ja. En dit was ook wonderlik geweest want kort daarna toe bly ons in Kaapstad en het die geleentheid om 6 jaar daar te bly en dit te ervaar en ek het wonderlike ervarings daar gehad. Weet wat hy genomineer is na die huishouding van die staatspresident en ons het die geleentheid gehad om daai deel van die lewe te ervaar en te leer en in 'n tyd toe al hierdie veranderinge in ons land plaasgevind het want dit was tussen 88 en 92. So in die tyd wat Nelson Mandela vrygelaat is en wat die ANC ontban is en bevoorregte tyd. Ja, maar dit het ook daai tyd het daar ook maar ander dinge kop uitgesteek wat ons nie geweet het nie, ja. Of ek nie toegeweet het. Jy nie geweet het Ja, nie. ja. Wil jy bietjie daaroor praat? Ek kan daaroor praat. Ek het my ex-oorlede man. Ek weet nie of ek nou 'n divorcee en of ek nou 'n weduwee is nie. Maak nie saak nie. Terwyl ons in die Kaap gebly het, het ek begin agterkom iets is nie lekker nie. En toe het ons teruggekom Pretoria toe op daai stadium het ek toe nou 2 kinders, my seun en my dogter. Maar ons verhouding was op 'n baie slegte plek. Net om uit te vind hy's gay. Hy's in 'n situasie waar hy nie wil wees nie. En ek het vir hom 'n ruk daarna gevra, maar hoekom het jy getrou en hoekom wou jy kinders hê? Want hy was die een wat so aangedring het ons moet kinders hê. So ek het kinders. My dogter is gebore toe ek 25 is, my seun is gebore toe ek 28 is. En op 32 is ek geskei en ek's 'n enkel ma en ek's 'n broodwinner. En hy het vir my net gesê en ek dink jy sal weet dat op daai ouderdom of op daai stadium in ons lewe en in ons land en in die samelewing was dit net nie iets wat jy kon doen nie. Jy kon nie uitkom en sê jy is gay want jy sou veroordeel geword het. En sy antwoord vir my was gewees, Alma, ek het altyd gehoop as ek 'n vrou het en ek het kinders dat hierdie ding sal weggaan. En ons weet dit sal nie. Ja. So ek kon hom nooit kwaadlik neem daaroor nie en ek het nie want dit is nie iets wat jy kies nie. Wat dit vir my baie swaar gemaak het, is dat daar nie finansiële of emosionele ondersteuning was na ons egskeiding nie. So ek was 'n enkel ma en ek moes vir 2 kinders alleen sorg en hy het uit ons lewens uit half verdwyn en dit het my kinders baie skade gedoen vir baie jare. En dit het eers jare daarna het hulle weer soort van 'n verhouding met hom opgebou, maar ek dink daai emosionele skade sal maar altyd daar wees. Ja, daai band is nie daar nie. Die band is nie daar nie en hulle het dit gemis. Hulle het 'n absolute behoefte gehad aan 'n pa-figuur in hulle lewe wat nie daar was nie, maar jy weet mens doen die beste wat jy kan. En ek dink dis waar jy dalk ook die nou nonsens van lees van ek moes ma en pa wees. Ja. En in daai stadium het ek net besluit dat jy weet verhoudings was heeltemal op die agtervoet, maar as daar enige iemand in my lewe ingekom het, dan het ek eers gedink jy weet, as dit gewerk het vir my kinders nie, dan het dit nie gewerk nie, want ek kan nie kies tussen my kinders en 'n man nie. Dit was nie hulle keuse om in 'n geskeide huis groot te word nie, so my eerste prioriteit was hulle. Moes jy potensiële liefdes laat gaan? Ek moes, en dis maar hoe dit is. En dis maar hoe dit is. Ja, dit is hoe dit is. En jy het hier daaroor wel 'n bietjie gehuil seker, maar natuurlijk, snot en trane gehuil. Maar En dit myself is baie jammer gekry. ja, verstaan dit, ja. Maar dit is die lewe. Maar jy is nie spyt daaroor nie. Of is jy? Of was jy al? Wat help dit? Ja. Wat help dit? Dis die keuse wat jy toegemaak. Ja, dis die keuse. Ons maak almal keuses in ons lewe en dan moet jy daarvan die beste. Dis wat ons nou weet, ons maak die beste daarvan. Ons maak die beste daarvan. Ja. Hier was al 'n hele paar mense op 2 rigting in my lewe wat my kant van daai verhaal beleef. Mans wat gay is, getrou het, geskei het en so. Ons ken net daai belewenis. Ek het uit die aard van die saak 'n vroue se ervaring ook gehoor.
Maar hoeveel hoor mens regtig dat jy dit kan ervaar want jy leef die ander kant. En wat ek weet is dat daar is baie gemaak van ek is die slagoffer van gay wees en kyk wat se keuse het ek gemaak want godsdienst, die samelewing en alles het my daartoe gelei. En ek self moes ook vir myself in 'n stadium sê, goed, dis nou klaar. Jy was steeds daar en daar is ander mans wat nie daai keuse gemaak het nie. Wat nie 'n vrou daaraan onderwerp het nie. Hoekom ek dit gedoen het, weet ek nie. My raaiwerk is dat ek 'n effense heteroseksuele streekie in my het. Ek dink so. Ek weet dit seker af van my man het ook gehad. Ek weet dit eintlik, ja. Ons was vir 'n paar jaar baie gelukkig getroud. En ek was baie lief vir hom geweest. En hy het ook vir my gesê, "Ouma, ek was baie lief vir jou geweest." Jo. So dis nie ek dink regtig waar dit gaan oor daai tyd. Dis nie soos nou wat dit meer aanvaarbaar is en ek dink daar's nog steeds baie verwerping wat baie gay mense beleef. En dank Vader ek het kon tot daai insig kom van dit is nie persoonlik nie. Dis nie iets wat hy aan my gedoen het om my seer te maak nie. Dit is omstandighede. En selfs as ek vandag weer die besluit moes maak, Philip, dis maklik om terug te kyk en te sê, weet ek moes dit, ek kon ek sal dit nie ruil nie. Ek het 2 wonderlike kinders uit hierdie verhouding uit. Willie was vir my 'n mens wat my nooit teruggehou het nie. Hy het altyd, as ek iets wou doen, het hy my support en gesê, go for it, probeer dit, doen dit. Ek kon met 'n man getroud gewees het op daai ouderdom wat baie dominerend was, wat my gees gebreek het. Maar ek was nie. Ja, ek hoor jou. So dis weer eens daai, weet, kom ons kyk na die positiewe en ons vat dit en ons bou daarop en ons gaan. Ek dink net wat sleg is en vir jou om dit ook te moet weet dat vriende van my wat gay is en nooit eers met 'n meisie uitgegaan het nie of dalk vir 'n kort rukkie sal vir my sê hoe op aarde kon jy dit regkry? En my verklaring was dit hardloop op 'n kontinuum. Jy is soveel persent stryd en soveel persent gay. En die probleem met daai jare was dat nou probeer jy omdat alles in die samelewing en die Bybel en als jou in daai rigting stuur, probeer jy 'n lewe bou op daai bietjie heteroseksualiteit in jou. Ek het dit amper vir 'n tweede maal gedoen. En gelukkig na 3 maande in 'n verhouding met 'n vrou gesê, nee, die gaan nie werk nie. Ek maak dieselfde fout. Dit is vir my jammer dat 'n mens dit aan vroue doen. En dis 'n hele konteks wat dit veroorsaak. Maar ek wil jou sê, en ek sê dit nie om wit voetjie te soek by 'n vrou wat daardeur gegaan het nie. Daar het 'n dag in my lewe gekom waar ek 'n middagslaapie geneem het, wakker geword het en met my kop aan die voetenend van die bed gelê het en ek was papnat gehuil. En ek het gedroom oor my gewese vrou. Nou ons het baie naby aan mekaar gebly en mekaar gereeld gesien en ek bel haar. Ek sal nooit vergeet en sy stap in Sandton City en ek sê vir haar, as jy op 'n plek waar ek met jou 'n emosioneel intense gesprek kan voer, dus sy sê, ek stap kar toe. En sy het in die kar gaan sit en vir die eerste keer, het was 4 jaar na ons egskeiding. Toe sê ek vir haar, ek het heel waarskynlik al 'n paar maal die vir jou gesê, maar ek dink nie ek het dit al ooit so bedoel soos vandag nie. Ek is bitter jammer daaroor, dat jy die slagoffer moes wees van 'n gay man wat 'n stupid keuse gemaak het. Ja, sy het begin huil en vir my gesê, ek wag 4 jaar vir hierdie woorde. Wow. Ek dink net dat 'n mens moet die ander kant ook meer gereeld hoor. Want dit sal ook die klem wegvat van die kerk wat so preek vir gay mans en sê, gaan doen dit, want is die regte ding. Wat van die vrou wat jou eksperiment is? Jy weet? En 'n mens raak nooit onlief vir daai vrou nie. Nee, jy word nooit onlief vir enige iemand wat in jou lewe was, nie. En dis hoekom ek nooit kan verstaan hoekom mense in 'n verhouding ingaan en die eksvrou of die oorlede eggenote is 'n bedreiging. Ja. Dis deel van daai mens se lewe. Dis deel van wie daai mens is. En ek weet toe dit was seker so 2 jaar nadat ons geskei is, toe weet ek hy's nou in 'n verhouding en ek het die dag die kinders gaan haal en het af en toe na hom toe gegaan. En vir hom sê ek hoor jy is nou in hierdie verhouding en ek hoop regtig jy vind daai geluk en daai rustigheid wat jy wil hê. En ek het dit uit my hart uit bedoel en daar was soveel healing
Want dit was vir ons altyd baie emosioneel geweest. Hy hoef niks meer weg te gesteek het of skuldig te voel oor enige iets nie. En ek kon dit uit my stelsel uitkry. En van daar af het ons verhouding baie beter geraak. Ja. En dis goed vir my, dis goed vir die kinders, dis goed vir hom. Ja. Maar dis waar, dit is soos jy sê, daai persoon is nie 'n bedreiging nie. 'n Liefde is 'n liefde en hy gaan 'n liefde bly. Ja, Want liefde is 'n kwaliteit wat eg is. Exactly. Dis daar. Ja. Maar as die verhouding transformeer na iets anders toe, kan dit nie regtig 'n bedreiging wees Ja. nie. Twee mense groei en Ja. jy groei in verskillende rigtings. Mm. En ek wil glo jy word 'n voller, meer volwasse mens. Wees dankbaar vir daai mens wat jy nou in jou lewe het met daai ervarings. Dis reg. Goed of sleg. Ja, Maar dis wat jy daarmee doen daarna. Maar vertel my tog iets. Toe sit jy sonder finansiële Ja, ondersteuning. dit was tawwe tye geweest. So. Dit is en weer eens ek's nie uniek in dit nie. Daar's baie vrouens wat daardeur gaan wat dit het. Ja. Maar dit maak 'n mens ook maar sterk. Jy weet dit is vandag dink ek daarin in 'n snaaks. Ek weet ek het daai tyd vir by 'n losie gewerk vir Old Mutual by Loftus. So ek het kos gemaak. Ek was the bar girl gewees wat die drankies vir die mense had. En dit het gesorg dat ons kos in die huis het op 'n maandelikse basis. En ek weet ek het baie keer in die begin van die maand gegaan en 'n cheque uitgeskryf vir kredietnuusware en ek het geweet hier's klaar nie meer geld in my rekening vir hierdie nie. Ons moet dit maak werk. Maar Philip, weet jy, dit maak jou vir elke ding so dankbaar daarna as jy iets het. Alles wat ek vandag het in my lewe, het ek hard voor gewerk en ek is diep dankbaar daarvoor. Ja. En 'n mens vat iets weg van iemand af om alles vir hulle te gee. Ja, dis waar. Iemand moet werk daarvoor en dan het jy waardering daarvoor. Ja. Dit is die waarheid. So dit is goed waar ons vandag lag. Dit was toe nie snaaks vir my gewees nie, maar het ook baie pret gehad daarmee so. Eerlikheid. Dit is ongelooflik dat jy dit so kan net vergeet en vergewe want Nee, ag nee, wat weet jy, ons kan dit saam met ons dra vir altyd of jy kan dit agter jou sit, die lesse daaruit leer en aangaan. Dis hy. Het jy 'n sterkte in jouself ontdek wat jy nie geweet het daar is nie of het jy jouself geken? Nee, ek dink ek was 32 jaar oud en ek was dit was nee, ek dink mens ontdek maar goed. Jy kom agter jy's baie sterker as jy gedink het. Jy kom agter jy kan baie goed oorleef wat jy nie gedink het jy kan nie. Ja. En ek dink as jy regtig gaan diep soek in jouself en gaan delwe, dan leer jy jouself baie beter ken. Ek weet ek wou baie keer daarna het ek gedink, as ek so met vrouens praat en hulle kritiseer hulle man so en hulle is so ontevrede met alles wat gebeur vir hulle sê, weet jy, gaan sit net 'n bietjie mooi en dink wat jy regtig het. Want dan sit oor regtig nonsens. En ek wil dit vandag nog baie keer vir mense sê. Weet jy waardeer daai verhouding. En koester dit wat regtig spesiaal is en vergeet van al hierdie flaf. Daar's soveel flaf wat soveel mense ongelukkig maak, is so onnodig. Ja, dis die waarheid. So onnodig. My opinie is as 'n huwelik nie mishandelend is nie. Daar's 'n patologie of 'n ding wat vernietig. Dan werk daardeur. En laat gaan. Dink vir 2 weke oor dit waar jy vandag kwaad is, kom jy agter dit. Ja. En ek moet verby. sê in daai tyd wat mense gaan deur donker tye, nee, dit is jy gaan regtig deur donker tye waar jy dink, "Sjoe, ek sien nie kans hiervoor nie. Ek kan nie hierdie doen nie." En wat my altyd maar deurgetrek het is ek het altyd gedink, "Alma, kom nou maar net deur vandag. En gaan slaap vanaand. En as jy môreoggend nou nog so voel, dan kan jy nou verder planne oor hierdie maak." Ja. En môreoggend staan jy op en dan skyn die son weer en ietsie gebeur wat net maar weer goed is en jy gaan maar weer aan. En so is dit nou 20, 25 jaar later. En daar's nog steeds daar wat jy dink, "Jesus, ek sien nie kans hiervoor nie." Ek kan onthou een oggend het dit baie sleg gegaan by besigheid. En ek het die oggend opgestaan en ek het vir Nico gesê, "Jesus, ek sien nie kans hiervoor nie." Ek sien lus om kantoor toe te gaan nie. Toe sê hy vir my, "Ouma, weet jy hoeveel mense is daar wat so graag jou probleem sou wou hê?" Okay. En ek het my eers gewip vir hom want ek kan vir my wip hoor. En toe het ek in die hoek gaan sit en gedink daaroor. En weet jy hoeveel keer het ek daai woorde al vir myself herhaal na die tyd? Ja. Want besigheid is nie maklik nie. En in ons land spesifiek nie.
dis uitdagend. Ja, Maar ons maak dit werk. jy maak dit werk. Ja, Maar dit is stresvol, soos jy dit is sê. baie stresvol. Dit is stresvol. Ja. Hoe maak jy, wat is jou sterkste motiveerder en dit wat jou daai innerlike krag gee? As dit nou regtig 'n krisis is of 'n dag waar die emosies is laag. Want soms lê dit maar by ons, hoe ons kyk na goed, maar mens moet ook eerlik wees. Daar gebeur dinge wat Ja. groot klippe in ons pad Ja, gooi, né? ja. Wat is die enkele ding, as dit so eenvoudig is, wat jou weer aan die gang kry? My kinders. My kinders het my veral in daai jare Ja. deurgetrek, want ek het net gedink hulle het nie gekies om hier te wees nie. Ek is hier vir hulle en ek moet hierdie ding maak werk vir hulle. Ja. Nou, is nog steeds hulle. Ek ben alles stuk doen ek maar nog steeds vir hulle. Maar ook vir die mense wat vir my werk. Ja. En daai ding wat jou deurtrek is raak stil, hou asem. This too shall pass. Partykeer soos 'n niersteen, maar dit sal ook verbygaan. Ja. En dit gaan, want niks wat sleg is, hou vir altyd aan nie. Maar niks wat goed is, hou ook vir altyd aan nie. Dis die So jy moet net besef dis die lewe, dis 'n golf. Dit Ja. kom en dit gaan. En as jy net lank genoeg kan rustig wees, dan sal hierdie ook verbygaan. Ja. En wanneer ek groot besluite moet neem en ek dink as die dag as jy 'n besigheid begin, dan dit was vir my regtig waar een van my goed waarvoor ek die bangste was. En een van die lessies wat ek net geleer het, as jy 'n groot besluit moet neem is, want jy's bang. Dis hoekom jy dit nie doen nie. Is haal net daai, gaan sit regtig rustig, haal die bang uit Ja. en dink, wat sou ek gedoen het as ek nie bang was nie? Ja. En dan doen jy dit. Jo, dis briljant. Maar Ek dis gaan- nie dit ek gaan dit klink onthou. baie eenvoudig. Ek Dis hoor nie nie. so eenvoudig nie. Maar dit is fantasties. Wat sou jy gedoen het as jy nie As bang jy nie was? bang was nie. Jette. Want bang hou ons so terug. Ja. En daai bang is baie keer goed wat net in jou kop leef. Nee, Dis nie regtig nie. nee, dit is so. Dis baie Dit keer regtig ook. Maar meestal is dit nie En jy regtig. kan dit verander. Dis nie, ja. 2 weke gelede het ek met Johan Kreer wat die biodanza doen. Het ek met hom 2 rigting gesprek gevoer en hy bring vir my 'n boekie saam. The Invitation. Nou ek het nou terwyl ek vir jou gewag het ek weer uit om sit en lees. Daai vrou skryf, sy het 'n vreeslike vreemde naam. Want dit het 'n betekenis spiritueel. Maar sy het 'n gedig geskryf, The Invitation, nadat sy een aand baie onvergenoegd met 'n kuieraand was. En het sy hierdie gedig gaan geskryf, maar die stuk wat ek vandag toe lees, sê sy hierdie ding. Sy sê: "As jy hierdie boek lees, moet jy hom lees omdat jy 'n intimiteit met jou lewe wil hê, met die lekker en die sleg. Nie omdat jy hier is vir 'n transaksie nie." Sy sê want ons is gewoond aan transaksies. Ek gaan hierdie boek lees want na die boek se lees gaan ek sukses hê of gelukkig wees of wat ook al. Sy sê hierdie is nie 'n transaksie nie. Hier is geen waarborge nie. Ek nooi jou om saam met my intiem te raak met jou lewe, ongeag die uitkoms. Dit het my geraak. Dis amazing. Want jy het dit Dis nou nog baie gesê. diep. En dis net Ja. partykeer daai terugstaan, jy weet, ons is so vasgevang in hierdie krisis dat jy net dit sien. Ja. Is net partykeer daai terugstaan en vir jouself die vraag vra en sê, is dit regtig so erg? En hierdie is die lewe. Ja. Jy weet daai boek van Scott Peck se The Road Less Traveled Ja. begin met Life is difficult. Difficult. En daai was een van die boeke wat die 'n groot skuif in my lewe Ja. gemaak het op baie gebiede. Om te besef dit is veronderstel om maklik te wees nie. Dit is veronderstel om moeilik te wees. So as jy daai konsep eers besef van hierdie is nie veronderstel om maklik te wees nie, Nee, dan begin jy kyk anders na probleme. presies. Okay, hierdie is nog 'n probleem, maar hoe gaan ons hierdie een aan? Ja. Ja. En dit's oorvereenvoudig as ek dit so sê, want dit is nie so eenvoudig nie, maar dit maak tog op 'n baie basiese plek Ja. verskil. Die wysheid lê in daai eenvoud. Ja. Maandagoggend toe moet ek nou oefen. Nou stel ek my gewigte, dit hang af hoe my nek is, want hy's baie keer nie lekker nie. Dan stel ek die gewiggies en so swaar as wat ek nou dink gaan pas by waar die nek nou is. Deel En van dan die kom- oud word. hè? Ja, maar ek kom toe agter niemand die nek kan vandag nogal baie hanteer. En ek druk hom op 'n plek in waar dit toe moeilik is.
En ek is net lus om dit vir my maklik te maak, want dit mos nou maandag. Kom ons kom nou stadig in die week in. En toe sê ek vir my wat jy nou gesê het. Hey, as oefening maklik is daar geen resultate nie. Kom. Dit is hoe dit is. As dit maklik is, daar geen resultate nie. Ja. Jy sal nog nie eintlik weet hoeveel daai sinnetjie vir my beteken wat jy gesê het. Wat sou jy doen as jy nie bang was nie? Want ek dink dit gaan vir my ook nou 'n soort van 'n mantra word. In situasies waar 'n mens nie wil konfronteer nie. Want mense gaan net nie van my glo wat so groot mond het nie. Ek sukkel om te konfronteer. Maar Philip, konfrontasie kan baie positief ook wees. En ek wat mense het wat van werk is in daai situasie baie keer. En my uitdaging wat ek vir myself gestel het die afgelope klompie jaar is dat wanneer ek konfronteer, moet dit 'n positiewe ervaring wees vir ons albei. En ek het op 60 'n tatoeëer, 'n tattoo gekry hierdie ene. Ja. Wat sê alles wat ek in my lewe doen moet begin in liefde en dit moet eindig in liefde. Wow. En ek moet vir jou sê party dae moet ek lank vir die ding kyk voor ek iets doen. Wat mens vergeet. Ja. En jy wil net reageer. Ja. En ek is ook nie iemand wat van konfrontasie hou nie, maar uit die aard van die saak, omdat ek alleen was, moes ek dit doen, want anders gaan mense oor jou loop. Ja. En in 'n besigheids konteks is dit deel van dit wat jy doen. Ja. Maar dit hang altyd af hoe jy dit doen. Jy moet dit altyd doen uit respek en uit liefde uit. En soms is liefde 'n bietjie ferm, Ja. maar dit moet nooit afbreken Ja. of negatief. Wel dit hang af, jy weet party mense kan sien alles negatief. Jy kan dit met die grootste liefde doen. Ja. Hulle gaan altyd die negatiewe konteks Ja. sien. Want hulle is jou nie ter wille nie. Maar vir my kom dit van nature om my te onderwerf en so 'n bietjie om dit te ekskuus dat ek vermy. lewe te Ja, wees ja. en amper te wil pleit. En die slegte ding daarvan is as dit te veel moet gebeur, dan word jy kwaad. En dan is hy konfrontasie lelik. Maar goddank het ek nou met die ouderdom, dit gebeur so een keer. Ons raak bietjie mellower, Ja, nee. jy doen. Ja, Want jy gelukkig. dink daaroor, en sê jy wat gaan die uitkoms hiervan wees? Ja, dis baie belangrik. Is om te gaan besluit voor die tyd wat se uitkoms wil ek hê. En dit klink dalk nou manipulerend as ek dit sê. Maar as ek besluit wat se uitkoms wat ek wil hê, dan vat ek die hele konfrontasie op 'n ander manier aan. Is so. Is so. En baie keer is dit dan 'n gesprek en as jy vir iemand vertel waar jy vandaan kom en hoekom, dan het jy heeltemal 'n ander uitkoms. Ja. En ek moes dit leer. Jy weet, ek moes nou geleer het om met twee groot mense te praat, dis nie my kinders nie. En my kinders is 36 en 32, dis nie my kinders nie. Nee. Ek moes geleer het om met hulle, dis groot mense, dis nou meer my vriende, dis nie meer my kinders nie, maar jy val so maklik terug in daai ma wees en ek weet beter en ek gaan vir jou sê hoe jy dit moet doen. Ja. Ja. So dis Maar vir kyk, my ook 'n journey. Dit is. Johan sê altyd, as jy begin om iets te konfronteer met 'n persoon, vra vir jouself, wil ek hiermee hê ons moet nader aan mekaar wees hierna? Ja. Of gee ek nie daarvoor om nie? Ja. En dit bepaal. Ja, ja. Jou tatoeëermerk sê dit. Ja. Ek gaan in liefde begin en my einddoel gaan wees, ek gaan terug wees by die liefde. Dis Ek probeer. presies dit. Ek probeer. Kry dit nie altyd reg, Is dit? maar ek probeer. Vertel my van die yoga. Weet jy, toe jy nou vir sê van die yoga, toe probeer ek dink, hoe het ek begin yoga doen, wanneer het ek dit gedoen en hoekom het ek dit gedoen? En ek kan nie onthou nie. So waar. Maar ek weet nie, dit is al Wow. meer as 10 jaar deel van my lewe. Ja. En ek weet, as ek so in die middags of wanneer ek dit ook al doen, so op daai mat gaan lê, dan is dit soos 'n sjoe, okay, kom ons raak nou rustig en kom ons haal net asem en kry hierdie dag of hierdie week of wat ook al tot nou toe gebeur het uit ons stelsel uit. En dis wat yoga vir my doen. Wow. En so wel toe ek nou begin yoga doen en toe besluit ek maar ek wil dit nou goed kan doen. Ja. Maar hoe doen jy dit nou goed? Want jy doen net neem met klas. Dis weer 'n oudste Woon dogter. klasse by. Ja, Wil dit goed doen? Seker dit. Ja, Ja. jy weet of reg of los het. Reg of los het. En verlede jaar toe sien ek hulle bied 'n teachers training aan en ek sê vir die kom, maar ek wil eintlik net leer om dit reg te doen. Ja. Sy sê maar kom doen hierdie kursus. Dit is wat jy gaan leer. Sê maar kyk toe na my. Ek weet hierdie goedjies is dun en mooi en sexy en ek is niks van daai nie.
Jy weet, daar's van die goed wat ek nie kan doen nie, want as ek dit doen, dan kan ek nie asemhaal nie, want my lyf is nie so gebou nie. Ek is nie hierdie mooi klein dun dingetjie nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan, yoga is soveel meer as dit. Dit is net daai, jy weet, raak rustig, behalwe die fisiese voordele wat dit vir jou inhou, dat jy nie maklik beseer raak nie, want jou spiere is sterker en jy's meer soepel en daar's net soveel fisiese voordele. Daar's sielkundige voordele. Jy weet, ons het 'n simpatiese en 'n parasimpatiese senuweestelsel. En jou simpatiese senuweestelsel is daai veg en vlug. So dit verhoog jou bloeddruk en jou bloed na jou hart toe en pomp die bloed na jou spiere toe om te doen wat jy moet doen. Met yoga kaap jy so half jou parasimpatiese stelsel, want jy werk met jou asem. En jy bring jou bloeddruk af en jy bring jou hartklop af en jy raak rustig en dit verbeter die opname van jou kos. En jy kan dit met yoga doen want jy werk met jou asem. Ja. So benewens al hierdie goedertjies wat jy doen met jou lyf, wat jou sterk en soepel en al daai goed maak, raak jy rustig. Ja. En vir my is yoga en die yoga wat ek doen jy met een asem en een beweging. So dis stadige, rustige en jy hou die posisie en jy bewe naderhand. Ek het toevallig hierdie week, ek doen nou so vir 6 weke saam met iemand TRE training wat trauma release exercises. Daai bewe storie. Ja. Ja. En baie van hierdie goed kom ek toe agter, maar ons doen dit in elk geval in yoga. My genade. Ja. Gebeur dit net, jy begin bewe. Wel, naderhand hou jy hierdie posisie so wat jy dink, maar hierdie is onnatuurlik. Ek meen jou knie kom hier by jou oor verby. Jo. En dit help my ook met hoe ek stres moet hanteer. So al hierdie goed raak so sonder dat jy bewus raak daarvan deel van jou lewe, want jy is in hierdie yoga posisie wat jy dink dis ongemaklik. Dit moet nooit seer wees nie, maar dis ongemaklik, dis uitdagend. En dan begin jy met jou asem en jy haal asem en jy stuur net suurstof na hierdie plek toe wat ongemaklik is. So. En dit gebeur baie keer in stresvolle situasies ook, waar jy net moet sê stop net en haal asem. En dis 'n ander ding toe ek begin duik het. Ek is 'n klaustrofobiese mens. Ek hou nie daarvan. En ek gedink hierdie duikery en hierdie onder die water en ek lees jy duik 18 meter diep as jy begin en dis 6 verdiepings en ek dog can't do this. Goodness. En dis alles 'n kopding. Dis daai ding van weet jy solank as dit ek kan asemhaal, is ek okay. Wow. So haal asem en dis yoga en dit is in scuba duik en solank as jy kan asemhaal, kan jy al hierdie ander goed hanteer. Wow. Met ander woorde, jy sê, hier's jou lyf nou in 'n ongelooflike ongemaklike posisie. Jy moet hom so hou. Suurstof verander dit. Ek dink jy gaan meer in jou kop in O. en in jou asemhaling in en jy dink nog een asemhaling. Ek haal net nog een keer asem in hierdie posisie en ontspan en fokus daarop en hierdie ding dat jy op niks anders konsentreer op daai tyd nie, nê. Behalwe op jou asemhaling en waar jy nou is. Ja. En vir 'n uur lank is jy net uit jou kop uit, hierdie muis op die wielietjie. Ah, sy. Ja. Moet nou iewers anders sit want jy kan nou nie aandag aan hom gee nie, want jy moet nou asemhaal en jy moet hierdie goed doen. So jy kry daai muis op die wielietjie wag buite kan die deur vir ten minste 'n uur. En jy stap daar uit en ek voel elke keer net beter. Ja. En dit is vir my voorreg om dit nou met ander mense te deel. Genade, hierdie klas het nou begin. Ja, ons is al van die begin van Maart af aan die gang. Want ek wou ook graag gaan. Want ek sal minder skaam wees voor jou om stoep het in Philip, as jy saam met my dit doen, is daar niks om oor skaam te wees, want jy doen dit saam met my. Nee, want ek ken jou. Want ek sal voor 'n vreemde mens, wat ek nie weet hoe krities is hulle nie, sal ek nogal, want ek is lomp in my lyf. Ek kan nie goed dans nie. Ek ook, en ek kan weet nie wat links en regs nie. Nou so ek graag by jou kom oefen. En dis een van die goed wat ek nou gesien het met die yoga is, ek het dit ook so geadverteer, weet, is dit iets wat jy nog altyd wou probeer? Want onthou, dit is ook vir baie mense, dis daar in baie oosters en ons gebruik baie van die Sanskrit woorde vir van die posisies. En ek het vir mense gesê, as jy nog altyd yoga wou probeer, maar jy tog nou die vrymoedigheid gehad nie, kom doen dit saam met my.
En baie mense wat nog nooit dit gedoen het nie of wat nie regtig goed is daarmee nie, kom doen dit saam. En dis lekker. Dit is ek dink almal dis vir almal lekker. Dis net 'n uur en is rustig. Ek het 'n baie mooi rustige spasie probeer skep. Dit moet kyk, kom ons haal nou net asem. Maar jy skep mooi spasie. Terwyl ons nou hierso sit en dit is dalk ongemaklik. Ja. Gaan mens op die einde kan planking doen. Ja, dis deel daarvan. Kan jy dit doen? Ek kan plank. Joe. Maar weet jy, dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan daaroor kom ons kyk na ons liggame. Ja. Ons het hierdie ou wesseltjie gekry en hy moet ons hou vir baie jare. Ja, en ons is nog En op ons ouderdom des te meer, want daai balans. Ja. Jy weet, ek dink jy het ook eendag gesê, Ja. die grootste risiko van ouer word is ons verloor ons balans. En in yoga werk ons baie daaraan om balans en om grounded te wees en al daai tipe van goed. Dit is ek staan op een been as ek afdroog en ek my droog gesê. hy tone af tot hulle kurkdroog is en aan die ander kant selfs met die sokkie in die Sonder om skoen. vas te hou. Sonder. Ja, baie belangrik. Want ek het my balans begin verloor. Dis baie belangrik. En Baie dit het belangrik. reg gekom. Mens moet dit doen. Ja. Watter tye is jou yoga klasse? Ons doen op hierdie stadium Dinsdae-aande, Donderdae-aande 5uur Ja, Dinsdag. by in Garsfontein daar in Jacqueline Reiland en Saterdagoggende 9 tot 10. En as ek nou sien, jy weet daar's genoeg belangstelling, dan sal ek meer klasse bybring. Ek wil net eers hierdie vol kry. Ja. Want dit raak 'n lang dag, nee. Ek is Ja. nie oggend 8uur by die kantoor en ek loop vanmiddag na die yoga. Maar daai is ook my Ja. en soveel is dit ek recharge op my eie. Ek wil stil wees, ek wil nie mense om my nie maak. Mense maak my moeg. Want ek gee alles wat ek het. Ja. Maar vreemd, daar gee jy, maar jy kry net soveel terug. Ja. Omdat jy die aktiwiteit saam Ek dink so, doen. ja. Ek is dieselfde as jy. Ja. Mense dink ons is ek is nie Ek ekstrovert is ook nie. nie ekstrovert nie. Ek word geweldig moeg van interaksie. Ja. Dis lekker vir my. Ek is so geniet bang. dit ook. Mense dink ek bedoel dis nie vir my lekker nie. Nee, ek Dis geniet dit ook lekker. vreeslik. Maar ek is gedaan. Ja, Vanaand dan as wil ek by daai plaas kom, is ek gedaan. Ek wil op my stoep gaan sit Ja. en in die oggend my koppie koffie drink en net vir die voeltjies en alles kyk en my energie bymekaar maak vir die dag en vanaand wil ek op my stoep gaan sit en 'n glas wyn drink Dis hy. en afskakel vir die Dis hy. dag. Presies. Man, maar ek moet nou net sê vir die 5 uur, eerlikheid, dis nou winter, nou moet ek in die donker terug ry plaas toe. Dis vir my nogal 'n ding. kan dit. Dit is ook hoekom ek nie die biodanza nou mee aanhou nie, want dis 7 uur tot 7:15 in Pretoria. Nou waar sit die plaas 120 km ver. Maar ek weet nou dit is daar, maar ek hoop net ander mense gaan en hulle moet nou. Jacqueline Drive. Is 645 Jacqueline Drive, Garsfontein. Okay. Dis die ingang, dis by my kantoor en die ingang is reg langs die MBT volstasie in Jacqueline Drive. In Garsfontein, in Jacqueline Drive, ja. En dit is al by jou besigheid? Nee, want ek dink dit moet wonderlik wees. Ja. So ek dink jy moet as jy nou weer vir jou tandarts afspraak of iets daarna by my kom, dan doen ons yoga daarna. Okay. Net ons. Net ons. Okay. Ek's in. Is daar nog ietsie wat jy op die hart het wat jy wil sê, wat jy voel ons het in die loop van die gesprek nie benadruk het of genoem het nie? Nee, wat ek dink. Jy het jou boodskap afgelewer. Ek het nie geweet ek moet 'n boodskap bring nie, ek het net met jou kom gesels. Jette. Nou weet jy nou, ek wil nou eindig, ek wou dit net nou sê, toe ek nou gesit en dink, moet ek dit sê, maar ek wil maar. Jy en Abel was baie goeie vriende. Hy was nie net jou geestelike leier nie, jy was baie lief vir hom. Ja. En toe jy daai woorde sê en ek sit nou nog met die stemboodskap op my WhatsApp. Waar hy vir my sê op my verjaarsdag, die 12de Junie, né? Hy is mos die 1ste Julie oorlede. 12de Junie verjaar ek. En ons is in die lug op pad Durban toe in 'n vliegtyg. En hy sê vir my in 'n stemboodskap: hy kan nie wag dat ons weer in die kapel kan begin dienste hou nie en ons moet nog so baie dinge saam doen in sy nuwe boek se bekendstelling kom. En hier's die woorde en hy sê: ag jong, maar ons moet seker nie kla nie. This too shall pass. Hoe baie keer het ek gedink en hy is toe oorlede. En dit is wat daai vrou van die Invitation sê. Lewe. Ja. Want jy weet nie wat sy uitkoms nie. Ja, hy was 'n baie spesiale mens. Ja. En hy het 'n groot rol in my lewe gespeel en ek was bevoorreg genoeg om hom goed te kon ken en met hom goeie interaksies te kon hê. Maar die lewe gaan aan. Die lewe gaan aan. En ek dink altyd aan wat hy self gesê het is: al waarborg is, als verander.
Exactly. Al wat konstant is alles verander. Ja, en Ja. dit is so. Ja. En dis daai ding van jy moet gemaklik raak met verandering. Want solank as jy verandering teestaan, hoe moeiliker maak jy dit. Presies. Daai En dan wrywing. seker jy moet nou maar net, jy weet, Ja. partykeer moet jy net maar 'n bietjie op die kant gaan staan dat die golfeers verbykom en besluit wanneer spring jy weer in. Ja. Maar as jy die hele tyd teen daai stroom gaan stem, ag gaan swem, maak dit vir jou bitter moeilik. Ek dink die balans is om te weet wanneer moet ek daai deur so 'n bietjie druk Ja. en wanneer moet ek hom los, hy's nie oop nie. Ja. En dis maar Ja. jy voel dit maar, Ja. nee. En ek weet jy het eendag gesê jy leef maar uit die Kat uit. Uit die kat. Baie. Ek glo regtig waar daaraan dat mens jy daar's soveel goed wat ons waarneem. Wat ons nie besef ons neem waar nie, nê. En as jy daai het en jy het hierdie stemmetjie of wat dit ook al is wat vir jou ietsie sê. Ja. Luister, dit is Ja. ongelooflik en ek het dit al so baie in my lewe beleef. Ja. Wow. Waar jy nie weet hoe om hierdie ding uit te sorteer nie en dan werk hy baie beter uit as jy ooit sou kon dink dit Dis moet hy. wees. So die uitnodiging is maar daar en ek hou nou van daai pink boekie, daai vrou wat sê, Moet vir sy ek wil ook graag. Ek kan vir my leen. maar ek sê vir Johan vra en dan met ek is so rakkie wat sê geleende boeke. Die Jy boek is vir jou terug. my gunsteling mens om 'n boek dan voor te lees. Ja, jy kan maar. Jette. Nee, ek is mos ook mos 'n oudste kind. Ons doen mos nie goed so. ja. Ja. As hy dit met maskeerband geplak. Geleende boeke. So ek sal vir hom vra of ek hom vir jou mag leen. Dit sal great. Maar dis wonderlik want die uitnodiging sê sy is. Dis nie 'n transaksie nie. Jy weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Maar kom raak intiem met jou lewe. Ja. Die lekker Ja. en die sleg. Ja. Ja. Hoe kan dit goed wees as jy nie weet wat sleg is nie? Presies. As dit altyd net so is, dan Ja. moet dit wees en dan moet dit wees. Presies. Want anders is dit nooit lekker nie. Presies, ja. Dis reg. Ja. Baie dankie vir die gesprek. En dankie dat jy hierdie kamera verduur het. Ek het die kamera geïgnoreer as jy nie agtergekom Jy het. het. En ek ook. Ek vergeet hy's daar. Ja. Maar baie dankie. Dis 'n groot Ek wil baie plesier graag en met dit jou was baie gesprek. lekker. Jy's nou een van die renessansers. Vir wie ek al lankal wil sê asseblief kom doen 'n twee-rigting gesprek. En mense sê nee. Hulle sê of ek het niks om te sê nie Ja. of ek sal stamel voor die kamera en so en kyk nou hoe goed het dit gegaan. Ons het net gekuier. Dit was heerlik. Dankie Alma, dankie. Dankie. Baie dankie.